Goeiemôre broers en susters, vir al die kinders. Het is baie lekker om vanmôre so saam met julle hier in die kerkgebou te wees. Ons gebed is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën en al die besoekers wat saam met ons is vanmôre, wil graag vir julle sê baie hartlik welkom en mag die Here deur sy guns en deur sy goedheid ook vir julle kom bedien deur sy woord en deur sy gees. Geliefdes, ek het hierdie prentjie saamgebring. As Woensdag, as Woensdag, Palmsondag. Palmsondag, die Here Jesus se intog in Jerusalem en wat dit alles vir ons kom sê en beteken. Dis een geleentheid in die lewe van die Here Jesus wat ons elke jaar herdenk. En dit is nogal 'n ding om elke jaar oor dieselfde ding te preek en nie dieselfde preek te preek nie. So, maar mag die Here vir ons genade gee ook vanmôre. Oor my vanaand die hande, grote God wat altyd waak, laat my rus in U beskerming, as dit donker om my raak. Heer, vergeef my al my sondes, maak my hart opnuut weer skoon, dan sal ek geen onheil vrees nie, dan sal vrede in my woon. Neem ons huis, ons vrede almal, en bewaring deur die nag. Môre dank ons U vir goedheid, gawe van 'n nuwe dag. Kom ons vat al die goed wat binne ons is, geliefdes. Ons behoeftes, ons vrae, ons bang wees, ons vreugde, en ons bring dit en ons sit dit so voor die troon van die Here neer. Vader, ons roep vanmôre, saam met die serafs in Jesaja 6. Heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, want die Vader sê vir ons in sy woord, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings nakom. Vader, ons wil graag vanmôre in diepe dankbaarheid voor U kom staan en sit. En ons wil in U teenwoordigheid lewe. Want U is die lewe. U is die Almagtige, die Skepper wat vir ons die lewe gebring het. En wat in die Here Jesus ons losgekoop het, sodat ons aan U kan behoort en sodat ons waarlik mag lewe. Ons aanbid U Vader en Seun en Heilige Gees.
Want U, o Heilige Gees, is ook ons trooster. U is die een wat ons begelei. U kom langs ons staan en U sê vir ons, hiernatoe of daarnatoe. En ons wil kom vra, Vader, Seun en Heilige Gees, dat U deur U woord vanmôre in ons harte vir ons brandende sal maak. Dat U vir ons sal help om te kan getuig saam met hierdie skare wat rondom Jesus is. En dat ons sal hoor wat U sê deur U woord vir ons elkeen. Ons kom bid dat U vir ons in U hande sal hou en dat U deur U genade vir ons sal toevou met U kragtige teenwoordigheid. Vernuwe ons in ons verhouding met U. Vader, ons bid vir hierdie gemeente, maar dan ook vir elke ander gemeente hier in die dorp. Ons bid vir die hervormde kerk, ons bid vir hulle wat by die gereformeerde kerk is, vir hulle wat by die APK is, of by die AGS is, of daar by die PPK is, of op ander plekke is. En ons bid, Here, dat U kinders in hierdie tyd, in besonder deur die Gees sal begelei, om by die voete van die Here Jesus te wees. Skenk ons hierdie innige besef, maar ook toewyding aan U, Here Jesus. Vader, ons bid vir hulle wat ons, wie se name ons hier genoem het vanmôre, wat siek is, wat geopereer is, wat herstel. Ons kom vra dat U genade op elke een sal rus, en ook op hulle familie, hulle gesinne. En dat U krag sal gee, genade sal gee, dat U vir hulle wat op die siekbed lê sal oplig, en vir hulle wat in rou smart is, sal kom vertroos. Maar dan ook vir ons almal wat rondom hierdie siekbeddens is, en wat op hierdie manier ondersteun en help en dra, maar waar ons ook eintlik maar net diep afhanklikheid beleef en waar ons in afhanklikheid kom vra, dat U sal seën. Maak nou U woorde vir ons oop, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, die intog gebeurtenis word in al 4 evangelies genoem. Maar elke evangelie het sy eie perspektief wat hy gee op die intog gebeure. Want alhoewel hierdie evangelies sekere dinge oorvleuel, gee elke skrywer vanuit sy eie menswees en die Gees van God wat in hom gewerk het, 'n ander perspektief. Alhoewel dit dieselfde gebeure is. So ek wil graag saam met julle lees vanmôre Matteus 21 vers 1 tot by vers 11. Ons het al so gehoor die afgelope tyd dat Jesus op pad is Jerusalem toe. En nou staan hier geskrywe Matteus 21 vers 1 tot 11 die volgende woorde. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle. En net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dit dan: die Here het hulle nodig. En hy sal hulle gou weer terugstuur." Dit het gebeur
sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig, hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takkies van die boom afgebreek, en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het, en die wat agter hom aangekom het begin uitroep, prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Nou geliefdes, ek het gedink, dis miskien goed om hierdie verhaal wat ons lees met woorde op 'n ander manier vir julle uit te beeld. En daarom wil ek hê julle moet net vir 'n oomblik na hierdie videoetjie kyk. Is 'n bietjie anders as om dit net te lees. As om iets te sien en op 'n ander manier te belewe. Die Here Jesus kom in Jerusalem aan en hy kom op 'n sekere manier daaraan. Mense het saam met hom gereis van Galilea af, daar na Judea toe, na Jerusalem toe. Hy het met sy disippels 'n pad gestap en hy het vir hulle klomp dinge gesê vooraf. En wanneer hierdie skare rondom die Here Jesus juig en sing en opgewonde takke swaai en hulle klere voor hom uitgooi, hom eer en hom respekteer, dan vra die stad se mense, wie is hierdie man? Nou geliefdes, ek wil vanmôre rondom hierdie tema bietjie met julle gesels. Wie is hierdie man? As ons nou hierdie vraag vir mekaar vra, dan is dit baie duidelik dat dit gaan oor die identiteit van die Here Jesus. Nie net wat is sy naam nie, nie net waar hy vandaan kom nie, maar wie is hy ten diepste en wat beteken dit vir my en vir jou? Hierdie vraag,
as 'n mens daarna gaan kyk in die Nuwe Testament, dan ekho hierdie vraag op baie plekke deur die evangelies van die Here Jesus. Met in verskeie situasies. Byvoorbeeld in Markus 4, vers 41, was die disippels daar op die see van Galilea. Geweldige stormwind, besig om te vergaan. En dan maak die Here Jesus die storm stil. Hy beveel die wind om te gaan lê, hy beveel die golwe om te bedaar. En dan staan hier geskrywe, 'n groot vrees het die disippels oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? By 'n ander geleentheid in Lukas 5 is die Here Jesus daar besig om vir mense die evangelie te bring of met hulle te deel of wat ook al. En dit was na die geleentheid wat die Here Jesus die melaatse man genees het. En baie van die fariseërs, skrifgeleerdes, familiehoofde het saamgekom om voor die Here Jesus te kom wees en by hom te wees en te luister. Want hulle moes in 'n proses ingaan om te besluit, wie is hierdie man? En omdat daar baie mense was, bring hulle 'n verlamde man, hulle klim op die dak en hulle laat hom neersak. En wanneer die Here Jesus hulle geloof sien, dan sê hy vir hierdie man, jou sonde is vergewe. En dan staan hier geskryf, dat die skrifgeleerdes en die fariseërs het begin redeneer en gevra, wie is hy wat so godslasterlik praat? Wie kan sonde vergewe behalwe God alleen? So jy sien die legkaartstukkies kom al bietjie by mekaar. En dan op 'n ander stadium ook in Lukas 5, 'n bietjie verder aan, ons het hierdie gedeelte gelees nou die dag, is die Here Jesus daar by een van die fariseërs besig om te eet, en terwyl hulle aan tafel sit, kom daar 'n ongenooide vrou daar binne, en sy gaan staan by die Here Jesus. En die Here Jesus sê vir haar, jou sonde is vergewe. En toe begin almal wat aan die tafel was met mekaar praat, en hulle sê, wie is hierdie man, wat selfs sondes vergewe? Maar dan sê Jesus vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan nou in vrede. Hy antwoord nie hulle vraag nie. Maar dan bietjie verder in Lukas 7 vers 19, Johannes is in die tronk, omdat hy in die tronk gesit is, omdat hy Herodes ten opsigte van sy sondige lewenswandel aangespreek het. En dan wanneer Johannes nou in die tronk sit, dan word hy onseker, en dan twyfel hy, en dan stuur hy van sy volgelinge na die Here Jesus toe, om vir hulle te gaan vra, is u die een wat sou kom, of moet ons iemand anders verwag? En dan sê die Here Jesus vir Johannes se volgelinge, toe hulle daar aangekom het, was hy besig om mense te genees, blinde se oë oop te maak sodat hulle kan sien, om lammes te laat loop, om dooies op te wek, om bose geeste uit te dryf. Toe sê hy vir hulle, gaan sê vir Johannes, wat het julle alles hier gehoor en gesien? Is u die een wat sou kom, of moet ek iemand anders verwag? En dan wanneer die Here Jesus verhoor word deur die Sanhedrin, en hulle allerhande
valse beskuldigings teen hom gooi, dan vra die hoëpriester vir hom die volgende: Is u die Christus, die seun van die geseënde God? En dan sê Jesus, ek is. En u almal sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom op die wolke van die hemel. En julle weet dat die hoëpriester op daardie stadium sy klere geskeur het, nê? En wanneer die Here Jesus dan voor Pilatus is, dan vra Pilatus vir hom die volgende ding. Hy vra vir hom: Is jy die koning van die Jode? En Jesus antwoord: Dit is soos u sê. En nou kry ons hierdie vraag weer hier by die intog, waar die stadse mense in beroering kom, omdat Jesus se mense wat hom gevolg het en vooruit gegaan het, jubelend, juigend, Jesus in die stad laat inkom. En nou vra hulle: Wie is hierdie man? En dan antwoord hierdie gedeelte vir ons, soos wat ons dit hier gelees het. Jesus is die een wat vooruit weet wat gaan gebeur. Hy is die een wat gaan sê, daar is 'n donkie in die stad, met 'n vul, gaan haal hulle, ek het hulle nodig, julle sal hulle daar kry. En as iemand iets vra, sê net, die Here het hulle nodig. En dan kom verklaar hierdie gedeelte dit, hy sê, Jesus is die koning van die Jode. En miskien het jy dit nie so saam met my raak gelees nie, kan ek dit net vir jou lees. Hy sê, hierdie goed gebeur, sodat dit vervul kan word wat die profeet gesê het. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig, hy ry op 'n donkie, op 'n vul van 'n pakdier. Dit kom uit Sagaria 9 vers 9, waar Sagaria vir die volk gesê het, so sal julle weet wanneer die Messias kom. Hy kom, hy ry op 'n donkie, hy's nederig, sy karakter is regverdig. Hy bring oorwinning. Hy kom red. Hy is die koning. Sien geliefdes, daardie tyd het die konings op die donkies gery. Want dit het iets gesê van die koning se karakter, maar dit is ook 'n vervulling van die belofte. So sal julle die koning herken. So wanneer die Here Jesus inry in Jerusalem op die donkie, dan proklameer hy daarmee: Ek is die Messias, ek is die koning van die Jode. Jy sien, wanneer hy daar inry, en die mense rondom hom is, dan begin hulle dit proklameer, dat Jesus die koning en die Messias is. Jesus proklameer deur op die donkie te ry, maar die skare proklameer dit ook. Want hulle roep dit uit: Prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. En hierdie woorde, seun van Dawid, gryp terug na die beloftes in die Ou Testament wat die Here rondom Dawid gemaak het. Dit sê dat hy wat op die donkie ry en wat inkom, die seun van Dawid is, die nageslag van Dawid is. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Psalm 118 vers 26, 27. Dit is gesing, dit is uitgeroep. Dit is gesê wanneer die konings op hulle troon kom sit het, wanneer die troonbestuiging plaasgevind het. Met ander woorde, hier in hierdie gedeelte roep die skare uit: Hier is die seun van Dawid, die beloofde Messias wat gekom het. Hy gaan op die troon sit. Prys die Here.
En as hulle nou uitroep, Hosanna, Hosanna, loof hom wat in die naam van die Here kom, dan sê hulle, soos wat dit daar staan in die Hebreëus in Psalm 118, red ons tog, red ons tog. Maar geliefdes, as ek nou hierdie gedeelte so met julle deel, dan is hier 'n opgewondenheid, hier is 'n diep verwagting wat in die volk is, in die Jode is. Hier kom Jesus ingery, hy proklameer hy is koning. Hulle roep uit, ons swaar kry is verby. Die onderdrukking van die Romeine is verby. Die verskeuring van Israel is verby. Want die seun van Dawid kom Israel weer in 'n eenheid bymekaar bring. Hy kom op die troon sit. Hy kom die Romeine heeltemal ontwrig. Hy kom hulle heerskappy verwerp, stukkend breek. Maar geliefdes, dit is hulle verwagting. Maar wanneer die Here Jesus inkom, dan is dit wat in sy hart en in sy gedagtes is, anders as dit wat in die volk se hart en gedagtes is. Want hulle sien 'n politieke verlosser, iemand wat hulle ekonomie kom aanjaag en die Romeine kom verdryf en die herstel van die staat Israel bring. Maar wanneer die Here Jesus hier op die donkie ry, dan sê hy daarmee, ek is nie 'n oorlogskoning nie. Want as ek 'n oorlogskoning was, sou ek op 'n perd gery het. Want dit was hoe die konings daardie tyd gery het. En ek wil nie baie daaroor sê nie, maar waar die Here Jesus hier aan die ooste kant ingekom het, aan die weste kant van die stad, presies op dieselfde tyd, min of meer, het Herodes ingekom. Ook met 'n optog, op 'n perd, met soldate wat op perde ry, met soldate wat te voet is, die voetsoldate met blink harnaste aan. Want hy kom om te heers en te regeer en om die Jode te onderdruk in hierdie sin, want Paasfees was 'n fees van verlossing. Dink maar aan Egipte. En daarom was die Romeine baie sterk teenwoordig. Want hulle moes hierdie rebellie onderdruk, sou daar dinge gebeur. Maar wanneer die Here Jesus inkom, dan ry hy op die donkie. Hy het iets anders in gedagte. Sy koningskap, sy messiaskap, kom nie deur die troon van Herodes om ver te gooi en op Herodes se heerserstoel te gaan sit nie. Sy koningskap, sy messiaskap, breek deur die poorte van lyding, smart, verraad en die dood. So die pad wat die Here Jesus moet stap hier van sy intog af tot by Goeie Vrydag, tot by Paasondag, is 'n ander pad as wat die Jode in gedagte het. Sien, die Here Jesus proklameer sy koningskap en sy messiaskap deur oor te gee, deur homself leeg te maak. Waarvan maak hy homself leeg? As ons Filippense 2 lees, dan weet ons dat hy sê, Filippense sê, hy het dit nie roof geag om sy bestaan op God wyse, op 'n goddelike wyse, maar hy het
hom daarvan leeggemaak, sodat hy werklik mens kan word. So die Here Jesus kom om te gee, om homself te gee, om op hierdie pad van lyding en pyn te beweeg, soos wat dit ook in hierdie gedeelte gebeur, totdat hy aan die kruis sy lewe kom gee as 'n offer, sodat ek en jy kan lewe. Natuurlik, geliefdes, kyk ons na hierdie week wat voorlê en na die intog met opgewondenheid. Daar is tog in ons harte as kinders van die Here, as Christene, 'n opgewondenheid, want Jesus het gekom. Jesus het in ons plek gekom. Jesus het in ons plek die sonde gedra. Jesus het in ons plek gesterwe. Jesus is weer opgewek. So daar is opgewondenheid. Wanneer ek en jy hierdie intog gedeelte gaan lees. Maar weet jy, geliefdes, as ons hierdie gedeelte lees, dan wil die Here by ons opgewondenheid verby beweeg. En hy wil vir ons 'n uitnodiging gee om saam met die Here Jesus op sy lydingspad te stap. Hy nooi ons uit om soos Jesus te word, in hierdie sin dat ons onsself kom leegmaak. Onsself kom oorgee. Hierdie gedeelte nooi vir my en vir jou uit om in hierdie oorgee, hierdie weggee van wie ek self is, juis daardeur lewe en oorwinning te ontdek. Ons word uitgenooi om 'n Jesus gesindheid in ons harte te hê, in ons lewe te hê, om 'n Jesus lewe te gaan leef. Kan ek dit net so op 'n manier net vir julle probeer duidelik maak? Ons word genooi om oor te gee aan die wil van die Vader. Die Here Jesus is in Getsemane. Hy weet waarheen hy op pad is. Hy het vir sy disippels dit 3-4 geleenthede gesê. Ek stap en wanneer ek in die stad kom, dan word ek oorgelewer aan die skrifgeleerdes en dan later dan sê hy aan die volk en dan later dan sê hy aan die heidene. Om te ly, om doodgemaak te word, maar om weer op die 3de dag op te staan. Maar wanneer hy in Getsemane is, dan is hy met soveel pyn en seer gevul, dat hy met trane uitroep, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nie my wil nie, Vader, U wil. Sien, die Here Jesus nooi ons om vanuit hierdie intog te erken, hy is koning, hy is die Messias. En om dan te sê, Here Jesus, help my deur U Gees om oor te gee aan die wil van die Vader. Sien, want Jesus gee weg, sodat hy 'n pad van pyn en lyding kan ingaan. En ek en jy ervaar ook baie keer pyn en lyding in hierdie lewe. En elke keer as ek en jy ernstig kom by 'n plek waar ons voor God kniel en eintlik uitroep, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Dan roep ons daarmee saam, Here, ek gee my wil oor aan U. Nie wat ek wil nie,
maar wat U wil. As ek siek geword het, dan roep ek dit uit. As ek by 'n graf staan, dan roep ek dit so uit. As ek ernstig in moeilikheid kom, dan roep ek dit so uit. Vader, ek staan voor U, maar ek gee my wil oor. Want juis in hierdie oorgee, kom daar vir my oorwinning en lewe in Christus. Sien dit, ons word uitgenooi om daagliks ons kruis op te neem en Jesus te volg. Toe die Here Jesus op 'n stadium by hierdie hoogtepunt kom waar Petrus gesê het en hy vir hulle gevra het, wie sê die mense is ek? Nee, wie sê julle is ek? Dan antwoord Petrus, U is die gesalfde, U is die seun van die lewende God. U is die Messias. En as hy dit geantwoord het, dan kom hierdie gedeelte, dan sê hy daarna, as jy agter my wil aanloop, dan moet jy jou kruis elke dag opneem. En jy moet my volg. En 'n kruis opneem beteken dat ek sterwe, sodat God in Christus in my kan lewe, en ek daardeur tot lewe kan kom. Jy sien, dit is om 'n kruis te dra, beteken, jy is tot die dood veroordeel. En sê die Here Jesus, as jy nie jou kruis dra nie, kan jy nie agter my aankom nie. Eintlik voor die kruis dra sê hy nog, jy moet jouself verloon. En om myself te verloon beteken dat ek hierdie ego wat ek het, en nou dink ek aan die sielkunde wat praat van die bewuste en die ego en die onderbewuste, en waar die ego eintlik vir my en vir jou help om tussen die bewuste en die onderbewuste te reël, hoe ek sal lewe. Maar die ego wil hê dat ek myself telke male in die middelpunt sit van alles, want dit moet om my draai. Dit moet oor my wil gaan, dit moet oor my begeertes gaan, dit moet gaan oor wat ek wil hê, en wat met my moet gebeur, en hoe ek verryk kan word, ensovoorts. Nou kom sê die Here Jesus, ek nooi jou, om jou self so oor te gee, dat jy nie meer in die middelpunt van jou lewe staan nie. En geliefdes, dis raak al ons verhoudinge. Jou verhouding met jou man of jou vrou, met jou kinders, met die ouens saam met wie jy werk, met die ouens wat in die strate loop, die ouens wat nou daar by die petrolpompe is, waar jy sukkel om diesel te kry, of petrol te kry, of wat ook al. Sien geliefdes, die Here Jesus nooi ons om onsself weg te gee, en vol te word van die Heilige Gees, en van die woorde van die Here Jesus, sodat ons in hom, deur hom, en ook tot hom kan lewe. Dit beteken dat ek sal kan sê, laat U koninkryk kom, Here. Ek gee my koninkryk weg. Dit beteken, ek en jy word uitgenooi om Jesus te volg. Waar U gaan, Here, daar sal ek gaan. Dit beteken dat ek en jy, soos Paulus sal kan sê in Filippense, dit waarna ek werklik verlang, is om in lewe en in oorgawe
vir die Here Jesus te lewe, want hy is vir my die lewe. Dit beteken dat ek en jy soos Paulus sal kan sê op 'n stadium, soos wat hy sê in Filippense 3, alles wat vir my belangrik was en 'n bate was, het ek weggegee en ek beskou dit as niks, sodat ek Jesus as die bate van my lewe kan kry, sodat hy die middelpunt kan wees en ek my lewe aan hom kan oorgee en hy alles in my lewe kan word. Paulus sê, ek het alles prys gegee sodat ek Jesus kan verkry. Deur my geloof. En dan sê hy bietjie verder, hy sê, al wat ek wens is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind en om deel te hê aan sy lyding, deur deel te hê aan sy dood. Sien geliefdes, wanneer ek en jy rondom hierdie intog gebeure staan en ons hoor, hier is vreugde, hier is blydskap, dan nooi die Here vir my en vir jou om ons verwagtinge oor te gee en God se verwagtinge in ons harte in te neem. Kan ek dit maar net op 'n ander manier vir julle dalk sê? Romeine 6 sê Paulus, julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel nie, as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God, as mense wat dood is vir die sonde, maar lewend gemaak is vir God. Stel julle elke deel van julle liggame in diens van God, se werking om die wil van God te doen. Sien, ons word ingenooi om bidend voor die Vader te sê, Here, ek maak myself leeg en daarom gee ek my gedagtes oor, sodat U my gedagtes sal vul. Ek gee oor sodat my hande sal doen wat U wil hê ek moet doen. Ek gee oor, Here, sodat my voete kan loop waar U wil hê ek moet loop. Ek gee oor, Here, sodat my ore kan hoor wat U wil hê ek moet hoor. Ek gee my oë, Here, sodat ek kan sien en kyk en bekyk wat U wil hê ek moet kyk en sien en bekyk. Nou geliefdes, ek en jy weet, om so oorgegee te lewe aan die Here, is 'n proses. Dit is nie maklik nie. Want ons as mens is gerad om onsself telke male terug te bring na die middelpunt. En God sê vir ons, as jy dans en sing en jubel vanmôre, omdat Jesus koning is en omdat hy Messias is, en omdat hy vir jou aan die kruis kom sterf het, dan sê hy, kom gee jouself oor, en kom stap saam met my, hierdie pad van lyding en oorgawe, want dit lei tot oorwinning en lewe. Vader, ons kom na U toe vanmôre, om maar net voor U te kom staan in diepe afhanklikheid. Ons kom na U toe vanmôre om maar net te kom vra dat U self vir ons in die hande sal neem. Ons gee onsself, Here. Leer ons hierdie week opnuut wat dit beteken. Amen. Ek gaan voor en dan antwoord julle as 'n gemeente daarna. Die Here sal julle seën. Die Here sal ons beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn. Die Here toon aan ons sy genade. Die Here verhef sy aangesig oor julle.
Die Here gee ons sy vrede. Amen. 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 Geliefdes, gaan lewe onder die genade van die Here. Onthou, die erediens begin Vrydag 10:00. Volgende Sondag 10:00. Vir die volgende 3 maande 10:00. Mooi loop.